Ok, dankie Marco vir jou oulike vraag oor elektrisiteit. Dit kom uit die November 2024 vraestel uit, vraag 8. En hy begin sommer so 'n bietjie anderste as gewone vrae, omdat hulle fokus op die inligting, die rating, dit wat die lig nodig het om te werk. So hulle sê vir ons dat in hierdie stroombaan is gloeilamp L1 is 'n 36 watt gloeilamp. Nou as jy saam met jou ouers Builders of Chamberlains of een van daai plekke toe gaan en jy sien 'n 36 watt en 'n 38 watt, dan is die 38 watt gewoonlik 'n bietjie helderder gloeilamp. Hy skyn helderder as die 36. Kom ons los dit eers daar. Hy het 20 volt, sy spanning. Die gloeilamp 2 is 48 watt met 'n 32 volt. Nou hierdie beteken nie jy moet 'n battery koppel van 20 of 32 volt nie. Dit sal nie werk nie, want jy het net een battery. As hier sou gestaan het 220 volt of 12, maar 220, dan is dit net, jy moet hom inprop by die muur, dis 'n wisselstroom wat hy nodig het. Maar hierdie 20 en 32 volt is inligting wat ons kan gebruik in ons somme in die potentiaalverskil. Nou kom ons lees net verder voordat ons goed aanneem. Die twee gloeilampe is verbind, soos in die stroombaan, parallel. Die battery het 'n interne weerstand van 0,6. Ons kan die verbindingsdrade en die ammeter se weerstande weglaat. En R1 en R2 is weerstande. En hulle gee vir ons die weerstand van hierdie ene is 4 ohm. Definieer die term drywing. So, drywing kry ons ook by ander hoofstukke soos arbeid en energie. Maar wanneer jy die definisies leer, onthou asseblief om te loer in watter hoofstuk jy is. So, ons is by elektriese stroombane. So, drywing gaan wees die tempo waarteen arbeid verrig word. Ek het nie 'n idee hoe vergelyk het met die definisie by arbeid nie. Maar die tempo waarteen arbeid verrig word. As ek kyk na die eerste formule hier, die tempo is die tyd waarteen arbeid, energie, waarteen arbeid verrig word. So daar is jou definisie. Onthou asseblief om die definisies presies woord vir woord te leer. So, ek kan my eerste antwoord, kan ek hier so skryf, 8.1, tempo, waarteen arbeid verrig word. Goed, 2 punte in die sak. Dan by, en nee, jy moet die tussenwoordjies invul, nie. Indien al twee gloeilampe werk soos aangeslaan, sê die vraag. Gelukkig gee hulle vir ons die Engels rated. Bereken die lesing op ammeter 1 en ammeter 2. Nou, ammeter 1 is hierdie 1 en ammeter 2, daar is 2. So 2 is in dieselfde stroombaan, in dieselfde tak as lig 2. En hier het ek die volgende inligting. Ek het die arbeid, die energie, en ek het die potentiaalverskil. Nou sal dit belangrik wees om te gaan kyk na wat is die formules tot jou beskikking. En daarvoor het ek die inligtingsblad oopgemaak. Hier is al jou W-formules. So as jy eers die energie moet uitwerk, dan sal jy hierdie kant werk. Maar ons het klaar die energie, ons het 48 watt, ekskuus. Hier is al my P-formules. Hulle gee nie vir my 'n tyd wat die gloeilamp aan is nie, so ek gaan die eerste ene ignoreer. Hulle gee vir my potentiaalverskil, gee hulle vir my 'n stroom. Die ander opsie is stroom en weerstand. Dus weet ek nie wat is die weerstand van die gloeilampe nie. Hulle gee vir my potentiaalverskil, maar hulle gee nie vir my die weerstand nie. So watter een van hierdie formules sal die maklikste werk? As ons teruggaan na ons bladsy toe. Okay, so ons soek die lesing op ammeter 1. So ons soek vir A.
En dan is die formule wat die maklikste gaan werk, PVI. Ons het die drywing is 48 watt. Het ek net nou gesê, nee, hierdie is nie energie nie, dis die drywing. Weer. Energie meet ons, energie wat W is, meet ons in joules. Drywing wat ons P noem, meet ons in watt. Mens met 'n bietjie kop hou. So ons het die drywing, ons het die watts en ons het die volt. En daarom werk hierdie formule lekker. Die voltmeterlesing is 32. I 48 gedeel deur 32 gee vir my 1,5. So die stroom deur die een tak is 1,5 ampere. Nou wil hulle die stroom weet wat hierdeur gaan, deur A1. Nou moet ek weer vir myself vra, wat het ek? Ek het hierso die drywing gehad, ek het hier ook die drywing. Ek het hier 'n voltmeterlesing gehad, ek het hier ook 'n voltmeter, maar A1 is nou hierdie twee gekombineer. So, dink gou, wat se formules het jy en wat se een sal hier werk? So, soos wat ek gesê het, A1 gaan wees hierdie stroom en hierdie stroom. Want in 'n parallel stroombaan of 'n stroombaan met parallel weerstande, verdeel die stroom oor die weerstande en nie ewe groot nie, want ek het 'n vermoede hierdie twee se weerstande is nie ewe groot nie. So as ek hierdie stroom klaar het, kan ek hierdie stroom ook uitwerk en hulle dan bymekaar tel. Kom ons loer. So 8.2.2 weer dieselfde formule, wat beteken ek gaan nie weer vir hom 'n punt kry nie, maar nou het ek 36 watt, ek het 20 watt. As ek hierdie twee met mekaar deel, dan kry ek 36 gedeel deur 20 is 1,8 ampere, en dan as ek die 1,8 en die 1,5 bymekaar tel, wat 3,3 is, ja, 3,3 ampere, dan het ek die gesamentlike stroom wat ek gaan meet met ammeter 1. Goed. Volgende wil hulle weet, wat is die weerstand deur R1, hierdie weerstand? Om die weerstand te kry, kan ek of drywing gebruik, ek weet nou wat die stroom hierson, maar as ek drywing en potentiaalverskil en stroom gebruik, gaan ek heel waarskynlik hierdie een as 'n weerstand kry. Ek weet die stroom wat hier deur gaan dieselfde wees as wat daar deur gaan. Ek het nie 'n EMK of enige ander inligting nie. Ek sien wel dat die vraag 4 punte tel, wat heel waarskynlik dui op 2 of meer sommetjies. Ek het daai weerstand. Ek kan hierdie twee se weerstande uitwerk. So watter plannetjie kan ons maak? So die opsie waaraan ek dink, is as jy kyk na die voltmeterlesings, hierdie is 32, hierdie is 20. Ons weet dat die potentiaalverskil, as ons 'n potentiaalverskil sou meet oor die een tak, dan moet hy dieselfde wees as die potentiaalverskil oor die ander tak. In hierdie tak is daar net een weerstand, en dis die gloeilamp. En ons weet dus dat hierdie hele potentiaalverskil 32 is. As hierdie tak se liggie net 20 volt gebruik, beteken dit dat R1 moet die res van daai potentiaalverskil gebruik. So R1, wat is dit, 8.2.3, R1 se potentiaalverskil sal gelyk wees aan 32 minus 20, wat vir my 12 volt gee. As ek die potentiaalverskil het, dan kan ek gebruik
V is gelyk aan IR. Daai 12. Die stroom wat deur hierdie tak gaan, dis die 36 en die 20 wat ek hier gebruik het, daai selfde stroom sal deur hierdie weerstand gaan, R1, en 12 gedeel deur 1.8 gee vir my 'n weerstand van 6,67. Onthou asseblief, jy kan nie sê 6666 soos wat op my sakrekenaar staan nie. Jy kan nie 'n kolletjie opsit nie om te wys dis repeterend nie, jy moet afrond. Jy kan afrond tot 3 of 4 desimale, maar die laaste een gaan moet 'n 7 wees om te wys jy het reg afgerond. So, eerste daai sommetjie, dan hierdie sommetjie, en nou wil ons die EMK van die battery hê. 8.2.4. Die EMK van die battery gaan gelyk wees aan die potensiaalverskil hier plus die potensiaalverskil van R2 plus die potensiaalverskil wat ek hier het. So dit voel weer vir my soos 'n paar sommetjies, behalwe as ek slim werk en ons wil die EMK weet ons weet wat is die weerstand hier. En ons weet wat is die weerstand daar, maar ons weet nie wat is die totale weerstand hier nie. So ek sou nou nogal vat, wat is die totale stroom? Dit het ons. Ons kyk. As ek sê, dankie koud, gaan weg. As ek sê EMK is I, dankie, R plus R, dan het ek bietjie van 'n probleem, want ek het die hele stroom en ek het my interne weerstand, maar ek het nie hierdie totale weerstand nie, as gevolg van my twee liggies. Ek kan hulle eers uitwerk, dis heeltemal moontlik. Volgende opsie sal, dit lyk my, ons sal dit moet doen. Ja, dit lyk my mens sal eers daai toetjies moet uitwerk. Kom ek kry die formule vir daai weerstand. Ek besef nou net, daar's 'n ander opsie. Die EMK is ook gelyk aan die V ekstern plus V intern, hè. Sou ek hierdie I inmaal, dan kry ek die eksterne potensiaalverskil en die verlore volts. Hierdie eksterne potensiaalverskil het ek klaar die 32 van hier. So eintlik kort ek net hier die potensiaalverskil. Die V, die voltmeterlesing oor daai ene. So sou ek sê die voltmeterlesing van R2 is gelyk aan die stroom, die totale stroom, en dan die weerstand van R2. En ek skryf hom nou as preso, want in julle prakties het 'n paar van julle nogal vergeet van die onderskriffies. Dit help jou om soort by soort, nee, wat het ek nodig as ek by R2 sy stroom en sy potensiaalverskil wil uitwerk. So ons wil sy potensiaalverskil hê, die totale stroom het ons hierbo uitgewerk, dis die 3.3, want alles gaan deur R2. R2 se weerstand gee hulle vir ons, en 3.3 maal 4 is 13,2 volt. En ons het die totale volt potensiaalverskil oor my parallel was die 32, ja, was die 32. So, hier kan ek sê 13,2 plus die 32, dit is my totale eksterne potensiaalverskil oor al die komponente in my stroom. En dan die intern kan ek uitwerk, want die totale stroom gaan ook deur my battery, maal met die 0,6. So hierdie is 'n versommetjie. En as ek dit maal, ek gaan nou 13.2 plus die 32, so hierdie gee vir my 45,2, dis my eksterne potensiaalverskil. En die 3.3 maal met die 0,6 gee vir my 1,98.
En as ek die twee bymekaar tel, dan het ek my EMK. Ek sou nou nogal daarvan gehou het as dit 'n mooi heel getal antwoord was, maar dit hoef nie te wees nie. So dit is die makliker manier om te gaan uitwerk wat die totale EMK is. So baie belangrik, wanneer jy werk in matriek met die elektrisiteitssomme, onthou dat daar 'n hele paar verbuigings is van die EMK formule. So dit was daai enetjie. Ek amper dog ek het nie aanpols nie. Ek wil gou vir jou wys, sou jy eers die potensiaalverskil wou gaan uitwerk het. Dan het hulle hierso my R parallel en hulle het die weerstande gaan uitwerk van die liggies en van die R1 en het bymekaar getel en dan het hulle dit daarin vervang. Dis nog 'n proses en 'n half, maar jy gaan dieselfde antwoord kry en dan belangrik hier is 'n range omdat ons gewerk het met afgeronde antwoorde, net daai 6,67 wat ek gesê het, moenie 'n kolletjie opsit nie. So daar is meer as een manier, maar dis 'n baie langer pad. Dan wil hulle by jou weet, omdat hulle nou so fokus op drywing, gloeilamp L1 brand uit na ruk. Aanvaar dat die weerstand van L2 dieselfde bly. So hierdie gloeilampie brand uit, so ons het 1 minder weerstand hier in parallel. Sal die gloeilamp L2 aanhou brand nadat L1 uitgebrand het? Kies ja, nee en ondersteun. So wat hier belangrik is jy moet kan kyk, hierdie is die gloeilamp se specs. En as hierdie gloeilamp wegval, dan gaan die stroom, die weerstand gaan meer word, so die stroom gaan laer word. En ek dink dan moet jy kyk of hy nog genoeg energie gaan kry om aan te hou brand. Dit is waantoe hierdie vraag gaan. Nou, ons het hierdie vraagie gemerk verlede jaar en ek dink daar was een kind in die hele Gauteng wat kon reg kry. Want dis nou nogal moeilik om te weet, jy moet tot daar gaan. So, met hierdie specs kort daai gloeilamp, waar was dit ammeter 2, ja. Hy kort 'n stroom van 1.5. Wanneer 'n gloeilamp in parallel of 'n weerstand in parallel uitgehaal word, dan word my weerstand meer. En as jy sukkel daarmee, dink daaraan, as ek in serie is en ek haal 'n weerstand uit, dan gaan die weerstand minder word. In parallel is dit die teenoorgestelde. Nou gaan my weerstand meer word. As my weerstand meer word, word my stroom minder. So jy moet gaan uitwerk, vat daai weerstand weg, kyk wat is die stroom wat jy dan kry, en kyk of dit genoeg is vir die 1.5 wat die gloeilamp nodig het. En die berekening wat hulle daar het, kom ons kyk gou 8.3. So hulle het hierso gaan uitwerk, wat is die weerstand van gloeilampie L2? Hulle het die totale weerstand verminder. Hulle het 'n stroom gekry van 1.8 en dit het hulle gesê nee. Die gloeilampie gaan nie meer gloei nie. Baie moeilik. Ek hoop regtig julle kry eerder 'n eksterne potensiaalverskil vraag as hierdie 8.3.